Goeiemôre, dit is Maandag die 25ste Mei. Deel van die Pinksterverhaal is ook die vervolging van die kerk. Ja, die vervolging wat ons in Handelinge van lees, wat uiteindelik veroorsaak het dat die evangelie versprei het oor die wêreld. Mense wat gevlug het uit Jerusalem uit, het saam met hulle die evangelie gedra en dit gedeel met almal, so ver soos hulle gegaan het. Vanoggend gaan ons lees Handelinge 4 vers 29. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente, gee dit die diensknegte u boodskap, met alle vrymoedigheid sal verkondig. As die gelowiges bid hulle nie vir redding, bevryding, bonatuurlike wegneem na die hemel en die paradys nie. Nie hulle bid dat hulle steeds met vrymoedigheid, ten spyte van al die verdrukking, ten spyte van al die vervolging, ten spyte van al die dreigemente, sal bly verkondig die evangelie, die boodskap van Jesus Christus. Ons was gisteraand by 'n voorlegging van geopende deure en daar het hulle 'n ongelooflike skokkende statistiek genoem. Hulle het gesê die gemiddelde lewensverwagting van 'n nuwe Christen in Somalië is omtrent 3 maande. Sal ek vashou in my geloof as my lewe daarvan begin afhang? My gesinsin, as die wêreld om my in mekaar stort. Hemelse Vader, U wat U Gees in ons uitgestort het. Here, gee vir ons die krag om vas te staan in ons geloof. Ja, Here, dat hierdie gebed wat die gelowiges in Handelinge bid, gee vir ons die vrymoedigheid om te kan verkondig, ten spyte van dreigemente, ten spyte van vervolging. Ja, Here, dat dit in elkeen van ons sal wees. Dankie dat ons in 'n land is waar ons vry U kan aanbid, U woord kan verkondig, kan Bybels besit. Ons bid vir medegelowiges, Here, wat dit nie kan doen nie. Dat U hulle in hulle geloof sal versterk, dat U hulle monde en hulle woorde, hulle dade sal seën, en dat U deur hulle sigbaar sal wees, maar Here, ook deur ons. Mag ons nie in ons vryheid gemaklik word nie. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, as kerk, as gelowiges, en kan weet, Here, U is die Alfa en die Omega. God met ons. In Jesus Christus se naam. Amen.